In Ink Luisterstories bied aan 'n ma se reis deur onuitspreeklike pyn, verlies en skuld, tot by die stil waters van vergifnis, herstel en genade. 'n waarheidsgetroue verhaal van hoe liefde bly, al is die pad lank, en van 'n seun wat huis toe kom. Ver by omdraai verby, geskryf deur Bux, voorgelees deur Sarita Pieterse. Die middag is warm en swaar. Skoenlappers dwaal traag in die son en voëls hyg in die skaduryke holtes van die bloekomboom. Die wêreld hou asem op, asof dit weet van al die dinge wat nie gesê word nie. Bux sit in sy ou stoel onder die boom. Sy pyp lê lankal doodstil op die gras. Sy kenner is op sy bors, sy oë is toe, en nou en dan glip daar 'n sagte snork oor sy lippe. Ek sit langs hom in my rolstoel en kyk op na die hemel. 'n dankie styg op in my hart, al is my oë vol trane. Die pad tot hier was nie maklik nie. Maar hier is ons, hier op hierdie gewone middag, tussen skadu en son, sit genade soos 'n sagte lig tussen ons. Winter, Suidwes-Afrika. 'n seun, uiteindelik na 2 dogters, kaalkoppie en wakker bruin oogies, my 3de baba, my eerste seun. Hy's vernoem na sy pa en oupa, soos tradisie dit wou hê. Die naam het iets van 'n verwagting in hom gedra. 'n naam is mos nie net 'n klank nie, dis 'n roepstem, 'n droom. Maar sy pa, my ander helfte, was nie altyd sterk genoeg vir die rol nie. Hy het geworstel met 'n swak selfbeeld en dikwels troos gesoek in 'n bottel. Tog, wanneer hy nugter was, 'n liefdevolle, saggeaarde pa, wat deur sy kinders geëer is. Ek het aangedring dat daar vasgehou word aan die gebod. Eer jou vader en jou moeder, al het dit soms seer gemaak. Bux was 'n slim, oplettende kind. Hy het gehelp met herstelwerk, kon 'n engine uithaal, was vol idees en lewe. Maar ook rammetjie uitnik, gereeld beklei op die skoolbus en meer as een keer moes hy huis toe stap. Ek wens vandag, ek kon hom aanmoedig om sy eie verhaal te vertel, maar Bux praat nie maklik nie. Tog as ek diep in sy oë kyk, sien ek dit steeds, die spore van opstand en pyn. Hy was net 16 toe hy standaard 8 moes oordoen, en hy het geweier om terug te gaan skool toe. 'n kind nog, in opstand teen 'n huis vol spanning. Ek het gebid, my seun, ek is jammer, ek het jou nie altyd beskerm nie, sal jy my ooit kan vergewe? My jonger suster het toe begin help. Sy het self kinders gehad, maar het gesê sy wil vir Bux ondersteun. Hy het by haar gaan leer, soms oorgeslaap. Die huis was rustiger, ek was dankbaar vir die verligting. Ek wou glo dis vir die beste. Maar toe gebeur die ondenkbare. 16, my seun, verlei. Hy het sy onskuld verloor aan iemand wat hy as familie moes vertrou, my suster. Dit wat stil gebeur het soos 'n storm oor ons losgebars, en die vernieling het jare geduur. Die verwerping was erg. Bure, familie, vriende, almal het stil geraak. Skuld en skaamte het oor ons huis gaan lê soos 'n dik kombers. My man het meer begin drink, geraak soos 'n skadu van homself. Hy het begin wegraak. 1 bottel op 'n slag. En ek het verhard. 4 van 6 kinders het na standaard 8 begin werk. Die huis het koud geword. Armoede het soos 'n dooie hond voor die deur gelê. Bux het probeer werk, probeer wegkom,
Maar my suster het hom telkens opgespoor. Jare lank het daardie verbintenis hom bly trek. 'n Kind is gebore. Een wat ons nooit gedink het van hom kon wees nie. Maar sy is nog 'n onskuldige, nog 'n seer. Ek het nie geweet hoe om aan te gaan nie. Ek het woorde gesoek wat nie bestaan het nie. Hoe vergewe jy iets soos dit? Hoe bly jy ma as jou suster jou kind in haar arms vat op maniere wat niemand ooit mag nie? En toe nog 'n oproep. Bucks, in hegtenis geneem, medepligtig aan moord. My seun, my seentjie. 10 jaar lank was hy weg. Sy pa het intussen gesterf, stadig opgeëet deur iets wat geen dokter ooit kon diagnoseer nie. Alkohol, hartseer of miskien net spyt. Hy het gegaan voordat Bucks teruggekom het. Maar toe kom hy terug. Bucks, my seun, my seer kry. Ons herontmoeting was bittersoet, vol trane, vol stilte. Maar dit was ook die begin van iets nuuts. Hy het vergifnis gevra, aanvaar dat ons hom steeds lief het. Hy het ophou drink, hy het sy pa se pyp opgeneem, die verhouding met my suster finaal gebreek, en toe, die mooiste van alles, 'n ontmoeting met God, 'n ware bekering, 'n nuwe begin. Hy het getrou met 'n vrou wat hom onvoorwaardelik aanvaar het. Vandag is hulle ouers van 'n seun wat sy naam dra. En ek, ouma van kleinkinders, wat weet dat mense kan verander, dat seer nie die laaste woord hoef te hê nie. Moeder, ek skrik uit my gedagtes. Hy's langs my. Ek vat sy hand. Jy's wakker? Lekker geslaap, seun? Ja, dankie, maar ek moet nou ry. Werk vandag. Ek sien maar volgende week. Hy soen my lig op die mond en stap weg na sy motor. Ek is lief vir jou, roep ek skor agterna. Hy draai om en waai. Ek stuur my rolstoel kamer toe. Trane loop, maar my hart is stil. Ek is moeg, ja, maar ek is ook vol vrede. Dankie, Vader. Dankie vir genade, vir herstel, vir seuns wat terugkom en vir liefde wat nie ophou nie. Dit was 'n produksie van In Ink Luisterstories. As jy daarvan gehou het, volg gerus ons kanaal deur die subscribe knoppie hieronder te druk. Lewer asseblief ook kommentaar op die stories en vertel vir ons wat jy daarvan gedink het. Dit sal ons in staat stel om nog baie meer soortgelyke stories aan jou te bring.